Ons skriflesing is vanoggend weer uit Romeine 3 vers 25-26, daardie gecombineerde vers in sommige Afrikaanse vertalings, omdat hulle nie die lyn presies kan trek waar die een begin en die ander nie. Maar dan het ek ook bygevoeg op die bulletin vanoggend ook daardie alternatiewe vertaling waarna ek verlede keer ook al verwys het, van vers 26. So kom ons lees dit soos dit op die bulletin voorkom of in die Bybels. En dan begin Paulus en hy skryf aan die gemeente in Rome, hom, dit is Jesus, het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. En nou sê vir ons wat die vryspraak is. Hy, God, het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf gelaat het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die huidige tyd behels. Die eerste was dit die voorheen, maar nou in die huidige tyd. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat glo. Nou wil ek net weer kyk na die alternatiewe vertaling, wat eintlik dan uit 25 spruit in 26 in. God het hierdie dinge gedoen voorheen en tans om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd. Nou, sodat hy self regverdig kan wees. Dat sy regverdigheid reg kan laat geskied en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Nou, ek vertrou dat ons 'n baie goeie verstaan hiervan sal hê wanneer ons dan aan die einde van die boodskap kom. Sy aan. Geliefdes, die oomblik toe Christus Jesus in Johannes 19 vers 30 uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, het God die vraag geantwoord, wat sedert die sondeval by die mens bly spook het. Die vraag wat op almal se harte was. Hoe kan 'n heilige en regverdige God, wat die sonde haat, sondaars lief hê? Hoe kan God in die lig van sy heiligheid en geregtigheid nie elke sondaar uitdelg nie? God het immers in Genesis 2 vers 17 gesê, op die dag wat jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Dit is wat God aan Adam gesê het, toe hy aan Adam die opdrag gegee het. Kan van daardie boom eet, van al die bome eet, maar nie daardie ene nie. En daardie dag sal jy sekerlik sterf. Dit is die wolk waaronder die mens sedert die sondeval leef. En die wolk waaronder ons leef, is nie God se heiligheid of sy geregtigheid nie. Maar eerder dit wat ons almal besef, wat in ons eie hart aangaan, naamlik ons sonde. Ons is deeglik bewus van ons sondes, elkeen, hè? Want ons gewete en ons verstand herinner ons voortdurend daaraan. En daardie vraag bly daar, en vir almal wat nie die woord van die Here het nie, bly die vraag staan, en miskien is dit selfs dan nog vir sommiges wat bely om gelowiges te wees, ook nog steeds die vraag, hoekom sterf ons dan nie wanneer ons sondig nie? En die rede hiervoor vind ons in Paulus se antwoord, wat hy in Romeine 3 vers 25 en 26 vir ons gee. Dit is dieselfde antwoord wat
die apostel Johannes in Johannes 19 vers 30 beskryf het, toe Jesus uitgeroep het, is dieselfde antwoord. Tetelestai, dit is volbring. En ek het gesê Romeine 3 vers 25 en 26 is dieselfde antwoord as wat Jesus uitgeroep het. Maar kom ons verstaan hierdie boodskap binne die konteks van God se woord. En ek vat julle terug na die skepping toe. Die mens wat geskep is as die kroon van God se skepping. Die enigste wese wat na God se ewebeeld geskape is en wat sy gelykenis dra, soos Genesis 1 vers 26 dit stel. Maar tog is dit juis dan hier die beelddraers van God, wat ongehoorsaam was aan God se dekreet, aan sy opdrag. Dit was rebellie teen die heerser van die heelal. Dit was rebellie teen God, die skepper. Die mens, die beelddraer van God, verbreek God se skepingsorde. Die mens, die beelddraer van God, verwerp God se gesag. En hy bring duisternis in 'n wêreld wat vir die lewe bedoel was. Daardie daad bring duisternis, die dood, in 'n wêreld wat vir die lewe bedoel was. En dit is hoe die mensdom uit daardie wêreld wat God geskep het, geruk is. Dit wat ons verbeur het in Adam en Eva, die wêreld waarin God regeer. Die wêreld waar ons saam met God in sy skepping wandel. Paulus verklaar juist in Romeine 5 vers 12, deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood. En verstaan dit, geliefdes, moenie twyfel nie. Die dood het die wêreld betree. Die dood wat die wettige straf vir die verbreeking van God se wet vir die lewe was, naamlik gehoorsaam my en jy sal lewe. Dit is die wet wat verbreek is. En ons het oor die afgelope weke gesien hoe Paulus in die hofsaal van die lewe in Romeine 1 tot 3 sy aanklag teen die mensdom geformuleer het. Net oorsigtelik. God se skepping getuig voortdurend van sy krag. Dit is die wêreld waarin ons behoort te bevind het. Want sy ewige krag en goddelikheid word duidelik gesien, Romeine 1 vers 20. Die mens se godgewete getuig van God se wet, want die werk van die wet is in hulle hart geskrywe, Romeine 2 vers 15. En in Romeine 3 vers 10, God se woord getuig aanhoudend van die skuld van die mens. Wanneer die gevolgtrekking kom, daar is nie een regverdige nie, selfs nie een nie. Geen mens kan op sy eie regverdig voor God staan nie. En die gevolgtrekking waartoe Paulus dan kom, wat die hele Romeine 1 vers 1 tot by Romeine 3 vers 19 opsom, vind ons dan juis in Romeine 3 vers 19, wanneer hy sê, elke mond word gestop, word gesnoer, en die hele wêreld staan skuldig voor God, of die woord wat hy gebruik is, die hele wêreld is verdoemenswaardig. En dit sien ons in die skepping, in die wêreld, ook in ons wêreld. En soos ek verlede keer gesê het, elke mens, met die uitsondering van daardie twee mense, elke mens sedert Adam en Eva sterf. Elke mens sterf behalwe die twee wat deur God weggeraap is.
Die dood is dus die vloek van die sonde, wat die regverdige uitspraak van God is, 'n heilige God is, en dit is ook die onafwendbare gevolg van ongehoorsaamheid en opstand. So dit is nou waar ons gekom het tot en met Romeine 3 vers 19. En toe het ons in Romeine 3 vers 20 en 21 by daardie wonderbaarlike boodskap uitgekom van daardie twee woorde wat ek vir julle gesê het, die twee woorde wat die grootste verskil in die hele Bybel maak, waar Paulus skryf, maar nou. Maar nou. Waarna verwys die maar nou? Na die koms van Jesus Christus. En dit herinner ons dan dat God in groot genade, die genade van Genesis 3 vers 15 gekom het, waar hy beloof het dat hy 'n middelaar, dat hy 'n kopverbryselaar sal stuur. En dit is juist dit wat Jesus in Johannes 19 vers 30 aan die wêreld bekend gemaak het, toe hy uitgeroep het, Tetelestai, die slang se kop is vermorsel. Ek het ten volle vir die sonde van die mensdom betaal, dit is volbring. Daarom daardie uitroep van Tetelestai. Dit is die uitroep wat die hele mensdom sedert die sondeval in twee verdeel, die wat daardeur gered word en die wat ongered is. En ek sê weer, daar is geen tussengroep nie. Daar is nie 'n amper groep nie, of 'n oppad groep nie. Dis die gereddes en die ongereddes. En dit is die boodskap van Romeine 3 vers 25 en 26. Kyk wat sê Paulus, hierdeur het God getoon wat sy vryspraak of redding behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf gelaat het, vergewe. Waarna verwys die voorheen? Voor die kruis, voor die Tetelestai, het hy daardie sondes vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die huidige tyd behels, wil sê na die kruis. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo, want sedert die kruis is daar die geleentheid om in Christus Jesus te glo. En daarom is sy oordeel oor die wat nie in Jesus glo nie. God het sy belofte aan 'n redder oor en oor herhaal. En dit is nou waarna die eerste deel van vers 25 verwys. Daardie sondes wat God voor die kruis vergewe het. Waarvan die Ou Testament, waarvan daar soveel voorbeelde genoem word. Om maar net enkeles te noem. Kom ons kyk na enkele Ou Testamentiese gelowiges, as julle dit so wil stel. Dit word op verskillende plekke beskryf, byvoorbeeld in Jesaja 7 vers 14 skryf die profeet, die Here self sal vir julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word. Bykans 2000 jaar voor Christus was dit reeds die boodskap. Miskien minder, ek dink is meer in die gemeente van 800 na 1000 jaar voor Christus. Was die boodskap reeds daar? Jesaja 9 vers 6, dieselfde boodskap, maar baie duideliker. 'n Kind is vir ons gebore, en sy naam sal wees 'n wonderbare raadsman, sterke God. Psalm 22 vers 16, hulle het my hande en voete deurboor. Dit word dan juis 'n kruispsalm genoem, 'n psalm wat na die kruisiging verwys. Psalm 110, die Here het aan my gesê, sit aan my regterhand. Alles wat dui op die verlossing wat sou kom, dit was reeds daar. So daarom is daar Ou Testamentiese gelowige. Elkeen van hierdie plus al die ander was 'n heenwysing na die redder wat sou kom.
En ons is nog op pad na die Ou Testamentiese gelowiges, maar net eers nog hierdie gedagte. En verlede keer het ons gesien, daar was ook die tabernakel. Elke keer wat God se volk die tabernakel gesien het, en hulle moes dit elke oggend sien wanneer hulle opstaan, want al die tente het na die tabernakel gekyk. Die uitgang of die ingang van die tent het op die tabernakel gefokus. En ons het gesien dat die hele offerstel wat rondom die tabernakel ingebou was 'n profetiese heenwysing na Christus. Elke stuk van daardie meublement wat daar gebruik is en beskryf word, was 'n heenwysing na Jesus Christus. Elke dier wat gesterf het uitgeroep, die ware lam is nog op pad. Die ware offer kom nog. En elke groot versoendag, elke Yom Kippur, het gesê, die skuld is nog nie betaal nie. En dan was daar die hilasterion, daardie versoendeksel, bo op die ark van versoening, daar in die allerheiligste. Dit was die plek waar God en mens ontmoet het. In die genade van God was dit die plek waar God en mens ontmoet het. En dan binne die ark van versoening, die 2 tafels van die wet wat God vir Moses gegee het, daardie 2 kliptafels was daar in die ark. Het was binne in die ark. En hulle het voortdurend getuig teen Israel en die hele mensdom. Want God het gesê, hier is my wil vir die lewe. En almal wat nie daar volgens gelewe het nie, was voortdurend skuldig. Daarom was dit binne in die ark. Maar bo op die ark van versoening was die versoendeksel. Die Engelse noem dit the mercy seat. Die sitplek van genade, as jy dit so wil. En dan bo op die versoendeksel word die bloed besprinkel daar 1 keer 'n jaar op die groot dag van versoening, wanneer die bloed van die offerlamme daarop besprinkel word. En dan wanneer God afkyk na die ark toe en na die wet toe, dan word die wet bedek deur die bloed wat besprinkel is. So kon God genade betoon. Reeds toe. En die boodskap was dit, die wet is dood, want die bloed bedek. Die wet is dood, want die bloed bedek. En het was in God se groot genade in heenwysing na die ware versoening wat sou kom. Die ware lam van God wat sou kom in Christus Jesus, soos Johannes 1 vers 29 en vers 36 getuig het, wat ons gesien het, waar Johannes gesê het, daar is die lam van God. Want dit was net hy wat versoening kon bewerkstellig. So nou verstaan ons die groter prentjie. Nou vra ons weer eens die vraag, hoekom sterf mense wat sondig nie? Nou maar hoekom val almal nie onmiddellik dood by die sonde nie? En dan bring dit ons by die vraag, nou hoe is dit dan dat daar byvoorbeeld dat God verwys na Ou Testamentiese gelowiges wat voor die kruis gelowiges was? Hoe werk dit met hulle? En ek wil aan die hand doen dat julle gerus die hele hoofstuk van Hebreërs 11 gaan lees, daar die hele aangrypende hoofstuk van al die helde van die geloof. Dit word die galery van geloofshelde genoem. Daar stap jy in die gang af, in hierdie gang van geloofshelde met hulle prente, hulle foto's of skilderye daar, en jy sien hulle hoe God hulle een na die ander noem in sy woord, daar die geloofshelde. Kom ons kyk na enkeles. Abraham,
Van hom word in Genesis 15 vers 6 gesê, en hy het in die Here geglo. En God het hom dit tot geregtigheid gereken. Wat het van Abraham 'n geloofsheld gemaak? Die feit dat hy in God geglo het. Was die kruis al daar? Het Jesus Christus al Tetelestai geroep? Nee. Nee, maar hy het in God geglo. Paulus getuig van Abraham in Galasiërs 3 vers 7 tot 9. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Want Abraham was dan die eerste kind van die geloof. Hy word as die vader van geloof beskou. Vers 8, en die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig. Dis ons wat die heidene is. Nie Jode. Het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke, ook ons, en dank die Here daarvoor, geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Galasiërs 3 vers 29 bevestig weer eens, as julle aan Christus behoort, dan is julle Abraham se nageslag en erfgename volgens die belofte. En weer in Romeine 4 vers 11 en 12 stel Paulus dit duidelik dat Abraham word die vader van almal wat glo genoem, ongeag of hulle Jode of nie Jode is. Wat is die teologiese betekenis? Wat is die Bybelse? Die geloofsbetekenis. Deur geloof deel ons in Abraham se geloof. Deur geloof in Christus Jesus deel ons in Abraham se geloof. Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En Christene volg dieselfde patroon. Geloof, geregtigheid, deel in die vernuwe verbond. Maar ons het 'n voordeel bo al die Ou Testamentiese gelowiges. 'n Baie groot voordeel, ons gaan aanstonds daarby kom. Dan kom ons by Dawid. Dawid die man na God se hart, soos dit in Handelinge gestel word. Daar kan so baie van Dawid gesê word. Maar hier is 'n uittreksel wat iemand geskryf het en dit som dit so wonderlik op, want daar is so baie om oor Dawid te sê. Hy het gesê, Dawid, die seun van Isaïe. En daar, julle het die skrifverwysings, ek gaan nie die skrifverwysings gee nie. Dawid, die seun van Isaïe. Die herder wat God tot koning verhef het. Die man na God se hart. Gevorm in die veld, beproef in die hof, gelouter in die woestyn. Het Goliat in geloof oorwin. Die troon in geduld afgewag. En sy sonde in diepe berou bely. As digter van Israel het hy God se lof besing. As koning het hy God se volk gelei. As voorvader van Christus het hy die koms van die ware koning vooraf geskadu. Dit is hierdie Dawid wat in Psalm 32 vers 1 skryf, welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Dawid weet, vergifnis kom van God en nie van offerdiere nie. Psalm 51 vers 16 en 17, daardie absolute aangrypende, aandoenlike psalm van berou wat Dawid geskryf het nadat hy sy sonde bely het, of in sy sondebelydenis, waar hy dan ook sê, Here, U het geen behaag in offerhande nie, maar die offer van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke gees. Om voor God in gebrokenheid te kom, omdat ons besef, ons het niks om vir God te gee nie. Ons het geen aanspraak waarop God vir ons geloof as geskenk kan gee nie. Dawid het geweet dat sy sonde nie deur 'n dier se bloed herstel kan word nie, maar alleenlik deur God se genade, en daarom skryf hy ook in Psalm 130 vers 7 en 8, by die Here is daar volle verlossing. Hy self sal Israel verlos van al sy sondes. Maar ook Dawid het geglo in die offer, die beter offer wat sou kom. En dan is daar nog so baie. Maar as ons kyk na die
wolk van getuienis, waarvan Hebreërs 11 vers 32 tot 40 praat. Nog so baie, ek gaan nou die ander noem nie. Die geloofshelde van Gideon tot die profete, het deur geloof koninkryke oorwin, geregtigheid beoefen, God se beloftes ontvang. Hulle het leeu se bekke gesluit, vuur se krag oorleef, die swaard ontvlug en uit swakheid krag ontvang. Hulle het dapper gestaan in oorlog en vyhandelike verleers laat vlug. Sommiges het selfs hulle dooies teruggekry, terwyl ander martelinge verduur het, omdat hulle 'n beter opstanding verwag het. Baie is bespot, geslaan, geboei, gevange geneem, gestenig en deur die swaard gedood en het in armoede en vervolging rondgeswerf. Die wêreld was hulle nie werd nie, is die aanhaling. Almal het deur die geloof getuienis ontvang, maar die volle vervulling van die belofte het hulle nie gesien nie, omdat God iets beter vir hulle bestem het, sodat hulle saam in Christus volmaak gemaak sou word. God het hulle geloof, wat hulle op daardie tydstip van hulle lewe gehad het. God het daardie geloof tot geregtigheid gereken, want hulle het vooruit geglo in die Christus wat sou kom. En dit is wat Romeine 3 vers 25 vir ons sê. Hoe kon God hulle gelowiges maak en die ewige lewe aan hulle gee? Omdat hulle vooruit geglo het in die verlosser wat sou kom. En dan kom ons by die groter prentjie weer. Uit Jesus se kruis was God se openbaring van geregtigheid en genade. Ek herhaal, was God se openbaring van geregtigheid, dat hy 'n regverdige God is, maar ook sy genade. En dit vat ons terug na daardie versoendeksel. Wat gebeur daar op die versoendeksel? Waar geregtigheid en genade mekaar ontmoet. Dit was die visuele beeld wat die hoofpriester elke keer of een keer 'n jaar gesien het. Dit was die visuele beeld wat die Jode hulle moes indink. Maar dit is waarin hulle vertroue geplaas het in die verlossing wat sou kom. En dit is die plek waar die groot vraag van ons heilsgeskiedenis, ons reddingsgeskiedenis opgelos word. Hoe kan God regverdig wees en heilig wees, maar nogtans 'n sondaar regverdig verklaar? Hoe word vir hulle sondes betaal? Of miskien nog dringender, wie betaal vir hulle sondes? Twee aspekte wat ons moet verstaan, geliefdes. Romeine 3 vers 25 sê, God het die sondes van die Ou Testament in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf gelaat, laat verbygaan. Laat verbygaan. Sekere vertaling sê hy dit vergewe, maar die Griekse woord pareisis, beteken nie letterlik vergifnis nie, maar eintlik uitstel. Dit verwys na uitstel. 'n tydelike opskorting van oordeel. Nou, dit is wat God gedoen het. Hy het nie dit vergewe nie. Hy het dit tydelik uitgestel in afwagting op die groot koms van die verlosser. Hy het nie die sondes geïgnoreer nie. Hy het dit uitgestel totdat alles gestraf kon word in Christus Jesus, totdat die volle betaling sou kom. So al die Ou Testamentiese gelowiges het dus vooruit hulle hoop en hulle verwagting gestel op die Messias wat sou kom. Met ander woorde, hulle het vooruit geglo. En so in teenstelling met ons, wat kan terugkyk, 2000 jaar terug, waar die kruisiging plaasgevind het, waar die kruis 'n werklikheid was, waarvan die geskrifte, Bybels en die nie buitebybelse geskrifte getuig, dat dit 'n werklikheid is.
Ons glo, ons het die grootste gemak om te glo. Ons behoort met gemak te kan glo, want ons kyk terug na 'n ware gebeurtenis. Hulle moes hulle hoop vooruit plaas in dit wat kom. En dit is wat hulle gedoen het. En dit is hoekom hulle in hierdie galery van helde in Hebreërs 11 genoem word. Ja, ons kyk terug, maar ons kyk ook vorentoe. Want ons het ook dan nog steeds die verwagting, daardie onverganklike, onverwelklike verwagting van die ewigheid wat gaan kom. Wanneer ons dan saam met God en Christus in die ewigheid gaan wees. En waar dit dan herstel word, dit wat die mens in Adam en Eva verloor het, verbeur het, deur die sonde. Kyk weer na vers 26, daar die spesifieke formulering. Dit was om sy geregtigheid te toon, sodat hy self regverdig kan wees, en die regverdigmaker kan wees van die een wat in Jesus glo. Die Engelse vertaling stel dit dalk duideliker. It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier. Just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So hierdie twee woorde, regverdig en regverdigmaker, just and justifier, is die hele hart van die evangelie. Dis die hele hart van die evangelie. Dis die boodskap van die Bybel. Dan sien ons dus hier in die kruis bewys God sy geregtigheid, sy heiligheid, want dit is wat hy die mensdom van verseker het. Hy sal 'n redder stuur, hy het hom gestuur. Hy sal regverdig wees en hy was regverdig, want hy het in Jesus Christus elke sonde gestraf. Sy heiligheid, sy geregtigheid is ongeskonde. Dit is hoekom hy God is. Dis hoekom ons gered kan word wanneer ons geloof in Christus Jesus stel. Vir eeue het die mens gewonder, hoe kon God Abraham se sondes vergewe? Hoe kon God Dawid se moord en egbreek vergewe? Sy bedrog? Hoe kon God Israel se rebellie, hulle hardkoppigheid, hulle styfnekkigheid verdra en hulle nie van die aarde af verdelg nie? Hoe kon God die nasies, die boosheid van die nasies laat verbygaan, wat so oorvloedig was? En wat van al die sondes na die sondeval? En die antwoord is dis eenvoudig, soos wat julle nou verstaan. God het niks geïgnoreer nie. Hy het alles uitgestel tot en met Golgotha. Tot en met Tetelestai. Dit is volbring. Elke sonde wat ooit gepleeg is, of volledig in Christus gestraf is, of volledig in die sondaar self gestraf is, soos die wat in ongeloof gesterf het. Dis die twee opsies. Daar's nie 'n derde opsie nie. Alle sondes is in Christus gestraf, of in die sondes van die sondaar wat in sy sonde gesterf het, sonder 'n redder. Daarom sê Jesaja 53 vers 6, die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En Paulus skryf in 2 Korintiërs 5:21, hy wat geen sonde geken het nie, het God vir ons, namens ons, sonde gemaak. Daar die hele teologiese aspek van die propitiation wat plaasvind, hoe ons sondes tot Christus gereken word en sy geregtigheid na ons toe. Die kruis was God se verklaring aan die heelal. Ek neem sonde ernstig op en ek straf dit volkome. Maar ons moet ook die kruis verstaan as 'n bewys van God se liefde.
En dis waarna Romeine 5 vers 8 verwys. God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Let op die tydberekening. Nie toe ons berouvol was nie, nie toe ons verander het nie, nie toe ons hom gesoek het nie, maar toe ons nog sondaars was. So die kruis was God se lang beplande daad om die mens te red. En soos wat ons sien hoe die hele skepping, die hele heelal, die hele aarde, alles wat ons kan sien en aanskou, hoe fyn beplan, hoe fyn bereken dit is. Hoe God alles by mekaar laat uitkom en laat dit uitwerk. Die wonder van die skepping. Elke plant, elke dier, elke mens. Die hele ekosisteem. Alles, hoe God dit kon beplan het. Maar dan sien ons die groter wonder van die redding van die mens. Nog groter as die skepping. Want die skepping beklei nie teen God nie. Maar die mens doen dit wel. God self bring die offer wat sy geregtigheid vereis vir elke sonde, soos Johannes 3 vers 16 dit stel. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En so sien ons daar so baie waarhede wat by mekaar kom in die kruis. Want die kruis, geliefdes, is die plek waar God se heiligheid nie gekompromiteer word nie. Geen kompromis in die kruis nie. Waar God se geregtigheid nie geskend word nie. Daar's nie een sonde wat nie gestraf word in die kruis nie. En waar God se liefde nie teruggehou word nie. En waar sy genade en sy barmhartigheid by mekaar kom. Daar op die versoendeksel. Daar die mercy seat, soos die Engelse dit stel. Psalm 85 beskryf dit so besonder. Psalm 85 vers 10. Goedertierenheid. Wat is goedertierenheid? Ons kan dit omskryf, is genade en liefde en mededoe en empatie en simpatie, al daardie wonderbaarlike eienskappe. Maar alles is daar by mekaar in goedertierenheid. Goedertierenheid en waarheid het mekaar ontmoet. Watter waarheid? God se waarheid. En dan gaan hy verder, geregtigheid, God se geregtigheid en vrede het mekaar gesoen. Het mekaar gesoen. En wanneer gebeur dit? Daar aan die kruis. Daar op die versoendeksel. Daar gebeur dit. Daar het dit gebeur. En dis hoekom redding vir ons moontlik is, geliefdes. Die verlossingswerk is gedoen, die losprys is betaal, die offerbloed het gevloei, die voorhangsel het geskeur, die versoendeksel, die hilasterion, was nou oop vir almal. Die allerheiligste was oop vir almal. God neem sy plek in op die troon van genade, op daardie mercy seat. En dis waarom Paulus in Romeine 5 vers 16 sê, en luister mooi, die genadegawe kom na baie oortredings. Die genadegawe kom na baie oortredings en bring vryspraak. Let op die woordjie na. Christus se genade kom na baie oortredings, baie jare van sonde, baie generasies van ongehoorsaamheid.
Die genadige, liefdevolle God gee die uitkoms na soveel jare van sonde. En die versoendeksel, die hilasterion getuig van die oseaan van God se genade, wat so onbeskryflik groot is, dat dit die sonde, elke sonde van die mens, daarin verdrink. Vir die wat in Christus Jesus is. Nog een vers om by my by te bring, wat ons wel vorentoe nog weer gaan sien, Romeine 5 vers 18. Soos dit deur een oortreding vir alle mense tot veroordeling gelei het, dit wat Adam en Eva gedoen het, so lei dit deur een regverdige daad vir alle mense tot regverdigmaking wat lewe gee. Adam bring die dood, Christus bring lewe. Adam bring oordeel, Christus bring vryspraak. Adam bring vervloeking, Christus bring seën. Adam bring skuld, Christus bring ten volle betaal. En daarom, geliefdes, is ons regstatus voor God se oordeelstroon ten volle vrygespreek. Vrygespreek. Jou skuld is ten volle betaal. En daarom sê Paulus dan in Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. En Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling. Geen veroordeling, no condemnation vir die wat in Christus Jesus is nie. Kom ons sluit af. In die Ou Testament het die hoëpriester in opdrag van God een keer per jaar op die dag van versoening, daar die Yom Kippur, met vrees die allerheiligste binne gegaan. Dis die een dag van die jaar wat hy die allerheiligste moes binne gaan, om die bloed op die versoendeksel te besprinkel. Die bloed van die offers wat gebring is. En volgens die Joodse kommentare het hy 'n tou om sy enkel gehad, sodat indien hy sou sterf, die priesters hom aan die tou kon uitsleep, want hulle mag nie daarin gegaan het nie. Dit staan nie in die Bybel nie, maar dit is volgens die Joodse kommentare, wil sê, die Joodse gelowiges wat die woord bestudeer het, maar ek sê weer, dit staan nie in die Bybel nie. Op pad na die genadetroon het hy die offerbloed in sy hand gedra, in 'n bak, in 'n kom. En hy het geweet, as die bloed nie vir God welgeval nie, as die bloed nie vir God tevrede stel nie, dan sterf ek. Maar aan ons, geliefdes, ons, nadat die voorhang geskeur het, nou dat die versoendeksel tot ons almal oop is, aan ons kom die woorde van Hebreërs 4 vers 16 wat sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Omdat die troon van oordeel 'n troon van genade vir die gelowige geword het. Want daar het God se genade en sy geregtigheid mekaar gesoen, mekaar ontmoet. Dit was 2000 jaar gelede op die kruis, het dit gebeur, toe Christus uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring.
Die versoendeksel is op sy plek, die wet is bedek deur die bloed van Christus, die skuld is betaal, die dood is oorwin, die slang se kop is vermorsel, die voorhangsel het geskeur, die seun het opgestaan, die gees is uitgestort, die kerk is gebore, vrygekoop deur Jesus Christus se bloed. En dit is dit wat ons in gemeen het, wat ons broers en susters in Christus maak. Hierdie geweldige offer wat God vir ons betaal het. En laat ons dit dan, geliefdes, altyd voor oë hou. Want dit is hoe ons deel geword het van die liggaam van Christus. Laat ons dan nooit iemand minag nie. Laat ons dan nooit onvergewensgesind optree nie. Laat ons dan nooit in hoogmoed of trots ooit optree teenoor 'n ander gelowige nie. Nou ook nie teenoor die wêreld nie, want dit is nie ons plek om so te wees nie. Maar laat ons besef, elkeen wat in die liggaam van Christus is deel van hierdie heilige, vrygekoopte liggaam, waarvan ons deel is. En dat ons dan as sodanig met mekaar sal lewe, in absolute toewyding aan God en tot sy verheerliking. Dat ons sal besef, ons is een in Christus. Dit is waarvoor Christus gesterf het, sodat ons daardie wonderbaarlike voorreg kan hê. En het ons daardie voorreg verdien? Nee. Efesiërs 2 sê vir ons so duidelik, dit was 'n geskenk. 'n Geskenk uit God se hand. Nee, ons het dit nie verdien nie. Niemand kan dit verdien nie. Geen lewe, hoe goed ook al, uit eie wil, kan ooit dit verdien nie. Ons kan dit slegs ontvang, omdat dit 'n geskenk van die Here is. Laat dit ons motiveer in hoe ons hier lewe, in hierdie dae, juis in hierdie dae van aanslag, waar die aanslag op so baie maniere kom. Ons het dit so pas hierdie Desember gesien, hoe die wêreld se aanslag op die gelowige kom, en hoe die wêreld hulle eie God bo alles dien, en dit is net om die wêreld te hê en te vermenigvuldig in jou lewe op elke denkbare manier. Bring die wêreld in jou lewe in. Waar is die vrede? Nie in daardie dinge nie, maar in die wete dat God vir ons die kosbaarste geskenk ooit gegee het, naamlik die vryspraak in Christus Jesus, waardeur ons deel van sy liggaam kan word. Mag dit vir ons kosbaar wees. Bo alles in hierdie lewe, mag dit vir ons die kosbaarste wees wat ons het. Mag die Here ons help. In Openbaring lees ons wat Christus sê, ja, ek kom gou. Ek kom gou. En ons as die kerk moet roep, Maranatha, kom Here Jesus Christus. Kom Here Jesus, kom. Amen. Amen. Heilige God, ons liefdevolle, genadige Vader. Here, ons kan maar net voor U kom in verwondering oor die genade wat na ons toe gekom het na baie oortredings. Na ons rebellies en jare van dwaling, na jare van oorgegewenheid aan die wêreld, en in almal van ons gevalle, Here, in soveel geslagte van ongehoorsaamheid. Maar Here, U het in U groot genade die versoendeksel besprinkel met die bloed van die lam, ons Here Jesus Christus. En in daardie bloed, Here, het ons skuld verdwyn in die oseaan van U genade. Ons dank U vir ons Here Jesus Christus, vir daardie een regverdige daad wat lewe bring waar Adam dood gebring het.
waar vryspraak bring waar Adam oordeel gebring het. Wat seën bring waar Adam vervloeking gebring het. En die volle betaling gebring het waar Adam skuld gelaat het. En daarom, Here, het ons daardie wonderbaarlike voorreg om vrede met U te hê. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar daardie vrede wat in ons menseverhoudings moet getuig, juis wanneer ons met die wêreld te doen het, maar dan ook bo alles wanneer ons met mekaar te doen het, in ons gesinne, ons families, ons huishoudings, ons gemeente, maar ook dan daar waar ons in die gemeenskap verkeer en hulle kan sien wat ons het, wat hulle nie het nie, omdat hulle gode, hulle dinge, hulle wêrelde, daar geen vrede is nie, Here. Laat ons dan, Here, die genade troon in vrymoedigheid nader. En ons gebed dan is, Here, hoor ons gebede, elkeen soos ons hier sit, hoor ons gebede asseblief, Here. En dan, Vader, wat ons ook besef, ons het elkeen soveel om vergifnis voor te vra. Net in terme van wat ons vandag nagekyk het, Here, soveel kere wat ons nie aan U die plek van eer en heerlikheid gee in ons lewens nie. Dat ons nie ons redding na behore ag nie. Dat ons nie U liggaam na behore ag nie. Dat ons so dikwels so maklik en onverskillig teenoor mekaar optree, omdat ons nie die liggaam ag nie. Here, ons vra vergifnis daarvoor, maar dan, Here, is daar ook in ons gewetens plekke en mense en situasies en geleenthede wat opkom, waar ons besef, maar ons staan skuldig. O Here, ons staan so skuldig en ons vra U vergifnis. Maar Here, ons gaan nou in enkele sekondes na U toe kom, elkeen persoonlik, en by U pleit vir U vergifnis. En laat ons dit dan nou in stilte doen. Here, dankie dat ons U troon met vrymoedigheid kan nader en nie in die vrees van die hoëpriester nie. Aan die sekerheid van die volmaakte hoëpriester, Jesus Christus, ons Here. En almagtige Vader, wanneer Jesus, ons redder, ons heiligmaker, dan roep, ja, ek kom gou. Laat ons antwoord saam met die kerk deur al die eeue, Maranatha, kom, Here Jesus. Aan U alleen die heerlikheid, die krag en die lof tot in alle ewigheid. Amen.